Gemeente, vriende. In die eerste paar verse van die boek Levitikus lees ons van 'n gesprek tussen God en Moses. Maar God is in die tent van ontmoeting en ons kan aflei dat Moses buite staan. Die vraag natuurlik is, hoekom kan Moses nie die tent van ontmoeting ingaan nie? Hoekom kan Moses nie in God se teenwoordigheid wees nie? Hoekom kan Moses nie voor die aangesig van God verskyn nie? Maar vriende, daar's een probleem. God is heilig, die skepper van hemel en aarde. Alles om God, die tent van ontmoeting, is ook heilig. Maar Moses en die volk, selfs nadat hulle gered is uit Egipte, is sondig. Hulle maak byvoorbeeld vir hulle 'n goue kalf. Hulle is nie net sondig nie, maar hulle is ook in hulle optrede onheilig. Hulle moet hulle self onderskei van die Kanaaniete, maar in hulle optrede teenoor hulle man en vrou, hulle landsburgers, hulle familie en vriende, tree hulle presies dieselfde, soos die heidene wat hulle omring. Hoe kan Moses, maar ook die res van Israel, waarlik in 'n lewendige verhouding met God leef, indien God heilig is en hulle onheilig is? Dit is waar die boek Levitikus inkom. Die boek Levitikus is as ware die brug, die padkaart, wat die volk kan volg om by God uit te kom. Die boek Levitikus verduidelik byvoorbeeld aan die volk Israel hoe hulle moet offer, wat se feeste hulle moet nakom, hoe hulle heilig kan leef en wat hulle dan ook onheilig kan maak. Die boek Levitikus verduidelik aan die volk byvoorbeeld hoe hulle moet optree in terme van hulle verhouding teenoor hulle man en vrou. Hulle moet optree teenoor hulle medelandsburgers, maar ook selfs die vreemdeling. En indien hulle hierin slaag, indien hulle hierdie wette kan nakom, indien hulle as ware heilig word deur hulle eie optrede, kan hulle ook in 'n lewende verhouding met God leef. Maar ons vriende, nou dat ons terugkyk na hierdie gebeure, weet baie goed dat dit onmoontlik is. Selfs die beste gelowige, selfs die persoon wat die wette die beste en die mees noukeurigste nakom, sal op een of ander stadium val. Dit is waar van jou en my, en dit was ook veral waar van Israel. Alhoewel hulle die wette gehad het hoe om heilig en skoon te leef, het hulle herhaaldelik gefaal. En uiteindelik is hulle verhouding met God ook finaal verwoes. Is hulle as balling hulle weggevoer en is die tempel ook later vernietig. God het aan die begin van die Bybel vir Israel 'n brug gegee, waarlangs hulle kon loop om by God uit te kom, naamlik die boek Levitikus. Maar in die Nuwe Testament gee God iets soveel beter, naamlik Jesus Christus. Jesus Christus vervang as ware die boek Levitikus. Jesus Christus vervang as ware die wet. Ons kan nie op ons eie by die Here uitkom nie. Ons kan nie self hierdie brug bou nie. Ons kan nie onsself heilig of skoon verklaar nie. Ons kan nie self ons eie sondes vergewe nie. Nee, deur Christus word dit namens ons gedoen. Christus as ware vervul die wet. Indien ek en jy in Christus glo en in sy redding vashou, lewe ons as ware in 'n nuwe verhouding met God. Dan kort ons nie meer hoëpriesters om namens ons met God te praat nie. Ons hoef nie meer te offer of allerlei wette na te kom om ons skoon te verklaar nie. Nee, slegs deurdat ons glo
in Christus, kan ons nou in 'n skoon en nuwe verhouding met God leef. Daarom, ook uit dankbaarheid, probeer ons God se voorskrifte, sy wette volg. Nie om soseer in die eerste plek in sy goeie boekies te kom nie. Nee, Christus bewerk dit vir ons. Nee, ons probeer reg leef en volgens sy voorskrifte om daardeur dankie te sê vir wat God reeds in Christus vir jou en my vermag het. Wat so interessant is van die boek Levitikus, maar ook veral die boek direk na die boek Levitikus, naamlik Numeri, is dat Moses in die eerste paar versies van die boek Numeri wel tog die tent van ontmoeting kon ingaan. Die boek Levitikus het vir 'n kort tydjie gewerk. Maar Christus, vriende, broers en susters, en sy opoffering en sy opstanding, werk nie net vir 'n kort tydjie of onder sekere omstandighede nie. Nee, Christus het die finale prys betaal, vir nou en vir altyd. En hierin kan ons vashou deur die werk van die Heilige Gees. Amen.